Kom ons word stil vanmôre voor die Here, deur saam te lees vanuit sy woord uit Efesiërs hoofstuk 2 vers 18 tot 19. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel, liewe vriende. Ek is Dominee Adrian Swart. Paulus skryf die volgende: Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Is dit nie 'n wonderlike gedagte om te kan weet, broeder en suster, dat ons wat in Jesus Christus glo, deel van die huisgesin van God is nie? Daar is geen skeiding in 'n huisgesin nie, maar daar's vrye toegang tot broers en susters en 'n Vader wat vir ons omgee. Paulus sê, deur hom het ons almal deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Wat 'n voorreg om met ons hemelse Vader deur Jesus Christus te kan praat. Hy bring ons naby God. Hy bring ons in God se teenwoordigheid. Ons lewe nie meer as bywoners hier op aarde nie, maar as medeburgers van die gelowiges. En boal is ons dan nou lede van God se huisgesin. 'n Huisgesin is lief vir hulle vader. Hulle gee om vir mekaar. Hulle ondersteun mekaar. Hulle bid vir mekaar. Hulle is daar vir mekaar. In God se huisgesin heers daar net liefde en deernis en omgee. Wanneer ek en jy sê ons is deel van God se huisgesin, moet ons Jesus Christus daarvoor dank, want hy het vir ons die plek daarvoor bewerk deur sy lewe aan die kruis op te offer. Hy bring ons naby aan God, sodat ons in God se teenwoordigheid kan lewe, nie meer as 'n bywoner nie, maar as 'n kind, wat deel is van God se huisgesin. Dank die Here vandag vir hierdie wonderlike gedagte. Lewe vir jou Vader. Dien jou Here en Verlosser, Jesus Christus. En wees 'n goeie, gehoorsame kind in God se huisgesin vir die Here tot eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre rondom u woord in aanbidding voor u kan buig. Ons loof en prys u naam, want u is ons Vader. Dankie dat ons deel van u huisgesin kan wees. En vir al die wonderlike voorregte wat daarmee saamkom. Dankie dat ons naby u kan lewe, in u teenwoordigheid, en dat u in ons lewens werk deur u woord en gees. Ons het u van harte lief, Here. Dankie dat u liefde ook mildelik deur Jesus Christus aan ons kom bewys. Hierdie nuwe dag lê voor ons, gee vir ons wysheid en insig om aan u gehoorsaam te wees, aan u getrou te lewe en om te doen dit wat u van ons vra. Oorspoel ons met u liefde en genade ook in hierdie dag. En dankie Here dat u woord die waarheid is en die lig vir ons pad. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.